Goeienaand en baie welkom by vanaand se woord. Dit is Sondag aand net na 6 en dit is 'n koel, natterige somersaand hier in Kreersdorp. So dis die eerste Sondag van die nuwe jaar en ons is almal opgewonde op dit wat voorlê in hierdie jaar. En ons het ook 'n awesome woord vanaand, so ons gaan net 'n oombliekie kans gee vir nog 'n paar mense om aan te sluit, dan kan ons wegval met vanaand se woord. Goeienaand my skat, baie welkom. So vreemd om haar te groet, want sy sit net in die kamer hier langs aan. Ons gee net nog 'n oomblik en dan kan ons aangaan. Goed, voor ons wegval met vanaand se woord, kom ons sluit met ons oë. Abba Vader, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het vanaand net om te kan stil word voor U Here. En dankie Here dat U by ons is, dat U om ons is, dat U oor ons is en dat U vir ons is. Here, dankie dat U in beheer is. Dankie vir vanaand se woord, Here. Ek bid, Here, dat U deur U Vaderhart sal praat met elkeen van ons en U kosbare saad, vrugbare saad en vrugbare harte sal saai, Vader, en dat U ook vir ons in en deur Jesus naam vir ons die revelation en die understanding van hierdie woord gee. In Jesus naam. Amen. Amen. Goeienaand Johan, baie welkom. Goeienaand aan die Sharon en aan Piet, baie welkom. En weer goeienaand Johan, baie welkom. Soos ek gesê, dis die eerste Sondag van die nuwe jaar en wel dis die 4 Januarie vandag. En baie keer wanneer ons in 'n nuwe jaar ingaan, het ons al hierdie voornemens en hierdie planne en hierdie doelwitte. En van hierdie goed is gewoonlik om gesonder te leef of gesonder te eet of fikser te raak. Maar een van die goed wat ons baie keer vergeet is dat ons letterlik moet geestelik fikser word en dat ons geestelik moet gesonder word. En die teks wat ons vanaand op gaan fokus, goeienaand Chantal, baie welkom. Die teks wat ons vanaand op gaan fokus is Psalm 23 vers 3. Daar staan: Hy verkoop my siel. Hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Nou die Engels, die Amplified sê: He refreshes and restores my soul. In 'n hakkie staan daar my life. He leads me to the path of righteousness for his name's sake. Amen. Nou 'n nuwe jaar bring klomp gemengde emosies gewoonlik. Ons is vol verwagting, vol van hoop, vol van nuwe drome en vir van ons kom dit ook met onsekerheid en vrees en selfs moegheid, want as jy mooi daaraan dink, net 'n week terug was dit nog verlede jaar gewees, net 'n paar dae terug was dit nog verlede jaar, en net omdat ons 'n nuwe blaadjie omslaan, beteken dit nie altyd net dat daar hele vernuwing of verandering is nie. Wel, 'n nuwe jaar, wil ek sê, forceer ons om vorentoe te kyk, maar ons dra ook die kettings en die laste van gister saam. Nou spesifiek Psalm 23 vers 3 vandag herinner ons aan 'n eenvoudige, maar 'n baie diep waarheid. Ons stap nie alleen hierdie nuwe jaar binne nie. Ons herder, ons Vader, hy gaan ons vooruit. Nou, hy sê in hierdie vers, hy verkoop my siel. Wat beteken dit? Dit beteken God begin aan die binnekant, en wanneer 'n nuwe jaar begin, fokus ons gewoonlik of dikwels op die uiterlike of dinge wat ons kan sien, nuwe doelwitte, nuwe planne, begrotings, doelwitte, roosters, maar God begin by ons siele. Nou die woord verkoop beteken om te herstel, om weer asem te gee en om nuwe lewe te bring. Dit beteken nie dat God nie belangstel in dit wat ons doen nie, maar hy stel ook belang in dit wie ek en jy is. Nou 'n nuwe jaar vra nie net vir 'n nuwe program nie, maar dit vra ook vir 'n veranderde, vernuwe hart. So as jou siel moeg is van die jaar verby is, van teleurstellings, van verliese, van sondes, van uitbranding, sê Psalm 23 vir jou, God wil jou eers herstel, voordat hy jou verder lei. Die vers sê ook, hy lei my. Dit beteken, God is die initieerder, hy lei my. Die psalmdigter skryf nie hierso, ek lei myself nie, maar hy skryf, U lei my. So baie mense, ek insluitend, begin 'n nuwe jaar met, hier is my plan, hier is my besluit, hier is my voorneme, hier is my doelwit. Maar die skrif herinner ons eenvoudig dat dit is, God is die een wat ons lei. Nou ons taak is beslis nie om vooruit te hardloop nie, maar om eerder naby
aan die herder te bly in die nuwe jaar. Nou, die nuwe jaar beteken nie net om vir God te vra om ons planne te seën nie, maar ook om God toe te laat om ons rigting te bepaal. En leiding vra vertroue. As ons dink aan 'n skaap, nê? 'n Skaap sien nie altyd die hele pad nie, maar hy volg bloot die herder se stem sonder enige vrae. Maar die regte pad beteken nie altyd dis noodwendig die maklikste of die vinnigste pad nie, maar dit beteken dis die pad in lyn met God se wil vir my en vir jou lewe. En soms lei God ons weg van ons gemaaksones af. Hy lei ons weg van gemaklikheid af. Hy lei ons weg van bekende roetes af. En hy lei ons selfs weg van dit wat ek en jy sou kies. Maar die regte pad is die pad wat my en jou nader aan God se hart bring. En in 'n nuwe jaar moet ons vra, Here, is ek bereid om te gaan waar U my lei, selfs al is dit onbekend. Die vers sê ook terwille van sy naam. So dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor hom. En dit gaan oor hom alleen. En hierdie gedeelte verander eintlik alles, want God lei ons nie vir ons eie sukses of ons eie geluk nie, maar hy lei ons vir sy eer. Dit beteken, my en jou lewe in hierdie nuwe jaar is 'n getuienis. Dit beteken, my en jou keuses dra God se naam. En dit beteken dat my en jou pad reflekteer sy karakter. En wanneer God ons lei, dan doen hy dit sodat sy naam verheerlik word, deur my en jou gehoorsaamheid, deur my en jou geloof, en selfs deur my en jou volharding in moeilike tye. Ekskuus, is 'n moeilike woord daai. Nou, hoe pas ons hierdie toe in die nuwe jaar? Aan die begin van hierdie jaar, spesifiek van hierdie jaar, nooi Psalm 23 vers 3 ons om 3 dinge te doen. Nooi ons laat God ons siele verkoop. Ons moet nie net vorentoe hardloop sonder om herstel te kry, sonder om volgemaak te word deur die Vader nie. En ons moet toelaat dat God ons lei. En ons moet in God se pad stap, selfs al verstaan ons dit nie volkome nie. En alhoewel hierdie nuwe jaar vir ons onbekend is dit nie vir God onbekend nie. Dis 'n onbekende jaar in 'n bekende God se hande. En die pad voor ons mag kronkel, maar ons moet net weet, ons herder loop ons vooruit. Hy verkoop ons siele. Hy lei my en jou. Hy kies die regte pad vir my en vir jou, en hy doen dit getrou terwille van sy naam. Mag ons in hierdie jaar eerder vra, Here, watter kant toe gaan ek? Of mag ons, ekskuus, kom ek probeer dit weer. Mag ons hierdie jaar nie vra, Here, waarheen gaan ek nie, of watter kant toe gaan ek nie, maar mag ons eerder vra, Here, hoe bly ek naby aan U stem? Hoe kom ek nader aan U? Hoe hoor ek U meer? Nou, in Jesaja 43 vers 19 staan daar, Listen carefully, I am about to do a new thing. Now it will spring forth. Will you not be aware of it? I will even put a road in the wilderness and rivers in the desert. En baie keer in begin van 'n nuwe jaar wil ons net 'n nuwe boek vat en op 'n nuwe bladsy begin. Maar partykeer is dit nodig dat ons in ons ou boek 'n nuwe bladsy vat. Partykeer beteken dit, daai bladsy is dalk, die waterlyntjies is dalk al bietjie weg as gevolg van die trane of van die hantering, of die bladsy is dalk 'n bietjie gevrommel. Maar dit is 'n nuwe bladsy, 'n nuwe kans waar ons kan toelaat dat die Here ons verkoop, dat ons kan toelaat dat hy ons herstel. Psalm 23 vers 3 sê, He refreshes and restores my soul, en in hakkie staan daar my life. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. So mag ons toelaat dat op hierdie nuwe bladsy, of dit nou in 'n nuwe boek en of dit in ons ou boek is, op ons nuwe bladsy, laat hy ons lewens en ons siele restoreer. Weet, want die woord restoreer impliseer dat iets reggemaak moet word. Dit beteken dat wanneer jy 'n voertuig of 'n gebou restoreer, dit al vervalle begin raak het. Mag ons toelaat dat in elke area van ons lewe, waar ons toegelaat het dat daar vervalling kom, dat hy dit kan restoreer, dat hy ons lewens kan herstel, kan restore for His glory and for His name's sake, sodat ek en jy nader aan hom kan beweeg. En mag ons toelaat dat hy ons lei, mag ons toelaat dat ons sy stem kan hoor,
om te hoor waarheen ons moet gaan, sodat ek en jy daai verkwikking en daai herstel kan kry in hierdie nuwe jaar. En mag ons toelaat dat hy ons lei om geestelik fiks te kan word in hierdie nuwe jaar, because it's all about him. Ek bid regtig dat ons sal verstaan hoe belangrik dit is om deur te druk in hierdie restaurasie, sodat ons 'n beter verhouding met hom kan hê, sodat ons nader en nader en nader aan hom kan beweeg, en dat ons verhouding met hom kan werk, to walk in righteousness with him, in Jesus naam. Amen. Kom ons sluit net ons oë. Abba Vader, dankie Here dat ons die voorreg het om in right standing met U te kan wees, Vader. En dankie dat ons aan die begin van die jaar 'n nuwe bladsy kan omblaai, Vader. En ek bid, Here, dat U ons sal lei op hierdie bladsy, Here, dat U sal restoreer, that you would restore whatever needs to be restored in our lives, Here. Dat U ons sal ontmoet op daai plek waar elkeen van ons U nodig het, Here, en dat U ons siele verkoop en vernuwe, Vader, dat U ons geestelik sal fiks maak, sodat ons beter kan hoor, Here, wat U plan, U doel en U rigting vir elkeen van ons lewens is, Vader. Dankie, Here, dat ons weet U is by ons, U is in ons, U is om ons, U is oor ons, Vader. En bovenal, dankie dat ons weet U is in beheer. And Lord, we vow that all the glory, all the honor and all the praise that we may ever accumulate in our lives be directly reflected unto you, because it's all about you, Jesus. Amen. Amen. Geseënde aan verder. Dankie dat julle ingeskakel het. Totsiens.